Hallo, ek is Mariana van Durban in Suid-Afrika. Dankie dat jy ingeskakel het op my kanaal. Hierdie video is 'n hartsvideo, so ek gaan hom in Afrikaans doen in my hartstaal. En hierdie video is alles oor kleurkeuses. As jy craft items maak, hoe kies jy kleure? Ek het 'n vriendin Biggie wat altyd vir my baie inspireer en altyd vir my baie raad gee ook, maar wat altyd vir my sê my kleurkeuses is goed en dankie Biggie, dit help vir my want ek self is maar nie altyd so seker of die kleurkeuse die regte keuse is nie. Ek is iemand wat hou van dowwe kleure, van aardse kleure, maar dan hou ek ook van lekker helder kleure. So ek is heel tevrede om oor die hele spektrum van kleure items te maak. Ek het op 'n stadium gesoek op die internet vir teemissies en afgekom op 'n webwerf, soos hulle in Engels sê, van 'n dame in New South Wales in Australië wat foto's geneem het van verskillende natuurtonele en dan het sy die teemissies gemaak met die kleure wat in daai natuurtonele is. Hierdie gedagte is nou al 'n hele rukkie in my kop dat ek graag 'n video hieroor wil maak. Ek is een van 4 susters, ons is almal baie lief vir mekaar. My een suster Ria wat in Oudtshoorn bly, het eendag vir my iets gesê wat my lank sal bybly. Ons weet dat God die heelal geskep het en vir ons ook geskep het met 'n skepingsdrang. En hy het in ons daardie behoefte gegee om te skep. En as dit vervul is daar 'n deeltjie van ons lewe wat baie gelukkig en vervuld is. En dit is ook hoekom mense wat deur swaar tye gaan kunsterapie doen en wat dan ook so heling kry. En die vrou, toe ek na haar teemissies kyk, toe dit my ook laat dink, kyk nie daar weer, ek kan nie namens haar praat nie, maar sy moes definitief iets gesien het van die Skepper wat die beste kleurkeuses kan maak en hoe sy dit dan nageboots het. My sus en haar man het Paasnaweek vir ons kom kuier. Ek was so opgewonde want ek sien my 3 susters maar 1 of 2 keer in 'n jaar en ek het baie spesiale naweek saam met hulle gehad waar ons kan saam nagmaal vier en het nog Sondag saam met my die kerkdiens bygewoon. Maar in elk geval, ons het tyd gehad toe hulle donderdagoggend hier aankom, want hulle is nou al afgetree. Toe kan ons bietjie gou na van die winkels wat ek in Durban besoek kan ons na toe gaan. As julle wel in Durban bly, sal julle weet van watter winkels ek praat. Ons het gegaan na die AIDS sentrum daar in Hillcrest. Hulle het 'n tweedehandse boekwinkel. Hulle het die mooiste kralewerke en dan het hulle ook 'n winkel waar hulle materiaaltjies en borduurgawens en makeuppenne, breipenne en al daai tipe goedes en dan huisware ook tweedehands verkoop en dis altyd vir my 'n vreeslike lekker winkel om na toe te gaan. By die uitsentrum het sy raak gesien 'n mooie boek met die mooiste lap in wat definitief vir 'n mens kan help ook met kleurkeuses en wat jy kan gebruik in naaldwerk items en as ek naaldwerk en hekelwerk wil kombineer. So altyd hierdie video moet ek definitief aan jou opdra want altyd as ek nou met stukkies lap van uit hierdie boek uit gaan werk, gaan ek nou aan jou dink in hierdie wonderlike vervullende naweek wat ons gehad het. Wat ek nou gaan doen is, ek gaan vir julle wys hoe ek somtyds kleure in my kas gebruik, nie noodwendig om iets daarby te maak nie, maar om die kleurkombinasies te gebruik dan om items te maak en dan gaan ek ook vir julle die boek wys. Ek sit hier met 'n rok op my skoot, so ek gaan nou die kamera afdraai dat hy op my skoot fokus en dan gaan ek vir julle wys hoe ek sekere kleurkeuses maak. Hierdie rok het my een dogter vir my gekoop. Sy het gesê mamma dra te veel boek en ek hou nogals van die donker kleure en toe dan kyk ek hierdie blommetjies so bekyk, toe dink ek is mal eintlik oor hierdie blommetjie. So nou gaan ek vir julle wys die handsak wat ek toe nou gemaak het. Nie noodwendig om by die rok te dra nie. Die handsak, ek het nou al sulke video's ook opgesit. Hy's heeltemal binne in gevoering en hy het lekker baie spasie en daar kan julle sien hoe hy onder is. Ek het hom regdeur so gemaak met hierdie kleure. Nou kan ek dit dra by byvoorbeeld 'n rooi truitjie wat ek het en 'n swart toppie en kyk hoe mooi gaan dit hierby gaan. Nog 'n manier hoe ek
kleure kies. Ek wou 'n handsak maak wat by my denims in die winter pas en by hierdie oorjasie wat ek nogals baie in die winter gebruik. Hy is mouloos, so dis vir lekker tussenin dae en jy kan enige kleur T-shirt of blousie dan hierby dra. En toe het ek net monster lappies gemaak. So hier kan julle sien, hier is nou een van die vierkantjies wat ek gehekkel het en toe het ek besluit om vir myself hierdie handsak te maak omdat ek dit baie groen by hierdie dra en jy kan sien hy's gevorm. Daar is ook 'n video op my kanaal hoe om hierdie handsak te maak. Kom ons kyk na die kleure wat ek in hierdie boek gekry het. Kan jy sien hoe maklik gaan dit wees om kleure te kies vir 'n item, of dit nou 'n kussing vir jou huis is wat dan gaan inpas by jou kleurskema en of dit dan nou vir 'n handsak is, of ek probeer dink aan die goedjies wat ek nou maar maak, of selfs as 'n mens dink aan komberskleure. As jy 'n gehekelde kombers maak en dit is dalk jou agtergrondskleure, weer dit wys vir 'n mens hoe 'n mooi lap jou kan help om kleure te kies wat jy in hekelitems kan gebruik. Ek gaan hierdie tweetjies dalk gebruik net vir 'n toeritsakkie een aan albei kante. Ek sal maar sien, joh, mens voel so jammer om sulke mooi lappe te mors, so ek sal moet mooi dink oor my wat ek gaan maak. Dan kyk net hierdie ene ook. Die lappe is almal so, as mens dink aan die grootte, hulle is almal so 32 by 32, so dis groot genoeg om te gebruik vir soos handsakke. Hierso is byvoorbeeld kleure wat jy dan nou kan gebruik as jy iets vir jou maak by 'n denim. Mens sien so baie voorbeelde van handsakke en wat so helder kleurig is. Ek gaan vir julle 'n fotootjie van die handsak hier, gaan hy bo by die skerm verskyn, wat my skoonsister vra vir my op 'n stadium om vir haar pink, oranje en rooi handsak te maak. En ek het geweet die kleure kan werk, maar dit hang af van die skakering. Die gommetjies het losgegaan. Ek het nie gesien dat ek een deel van die boek op die stoel gelos het nie. Ek soek vir 'n sekere lappie wat my sus ook nou in haar sitkamer het. Toe besef ek, oeg, laat ek gou die deel van die boek gaan haal. Kyk net hierdie mooi kleure. Dan as 'n mens nou nog verder blaai, ook weer eens die mooi geometriese patrone weer. En hier is hierdie mooie ryk kleure. Mens kan dit letterlik, dis aards, maar dis ryk. Dit lyk na, ek dink dadelik waar ek groot geword het by Calitzdorp, is daar sulke heuwels wat hierdie kleure is, en die bruine en die groene. Ongelooflik mooi. En jy kan dit dan net by 'n ligte stel gebruik waar sy dit het, en ek meen dit is 'n fokuspunt.